It's Craig David on Go FM. This one is called All the Way. It brings us to 4 o'clock for your news. Dis 4 uur, ek is Marisa Vosloo, goeiemiddag. Die borgaansoek van 2 van die 4 mans wat verbind word met die moord op 'n matriekleerder van Gqeberha en haar ma is vanmiddag in die stad se Landdroshof uitgestel. Algo FM se Lynn Williams het die verrigtinge bygewoon en doen verslag. 12-leerder van Collegiate Girls High en haar 40-jarige ma Sasha is in Sakashonke Village in Rome doodgeskiet. Vroeger kon die borgaansoek van Sibulele Mzilikazi en Siyabonga Tlatlana nie voortgaan nie weens die onbeskikbaarheid van die landdros. Die twee staan tereg op klagtes van moord, sameswering om moord te pleeg en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die saak is tot Woensdag uitgestel wanneer 'n amptelike borgaansoek na verwagting sal begin. Meer as 120 dossiere wat van die politieke moorde taakspan in KwaZulu-Natal verwyder is, word nou verwerk om aan die provinsie terugbesorg te word. In Julie het die provinsiale polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, tydens 'n perskonferensie beweer dat hulle in Maart deur die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya weggeneem is. Mkhwanazi het beweer dat Sibiya op instruksie van die geskorste polisieminister Senzo Mchunu opgetree het. Hy het gesê dat verskeie arrestasies op hande was voordat die dossiere geneem is. Die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola het gister aan verslaggewers in Kaapstad gesê dat hy verlede week die opdrag uitgereik het om die dossiere terug te besorg. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Thembisile Patekile sê daar is 'n aansienlike toename in geweld onder lede van dieselfde bendes. Hy sê dit kom veral in Muizenberg, Steenberg en Grassy Park voor. Volgens die openbare uitsaaier het Patekile gesê in die voorval waar tydens 'n 23-jarige man in Mitchells Plain in hegtenis geneem is vir 'n noodlottige skietery buite die plaaslike Landdroshof, is die verdagte en die slagoffer lede van dieselfde bende. Die polisie in die Wes-Kaap het sedert April beslag gelê op sowat 800 ongelisensieerde vuurwapens. En nou na die buiteland. Frankryk, Brittanje en Duitsland het 'n meganisme in werking gestel om die Verenigde Nasies se sanksies teen Iran herin te stel, omdat hy nie verpligtinge rakende sy kernprogram nagekom het wat 'n dekade gelede ooreengekom is nie. Iran het gewaarsku dat hulle gepas sal reageer op die stap, wat die risiko inhou om die mees volgehoue diplomatieke poging vir 'n vreedsame oplossing vir die Iranese kernkrisis te beëindig. Die VSA het die stap verwelkom en beklemtoon dat hy gereed is vir direkte betrokkenheid met die Islamitiese Republiek, waarmee Washington sedert kort na die Islamitiese Revolusie van 1979 geen diplomatieke betrekkinge gehad het nie. Die stap volg net meer as 2 maande na die einde van 'n 12 dae lange oorlog tussen Israel en Iran, wat volgens Israel daarop gemik was om Teheran se kern, sowel as ballistiese vermoëns, te degradeer. Die hoofnuus die uur is dat die borgaansoek van 2 van die 4 mans wat verbind word met die moord op 'n matriekleerder van Gqeberha en haar ma vanmiddag in die stad se Landdroshof uitgestel is. Having a look at your